Skakel hier saam met ons by Live FM 100.6 FM Klerksdorp, 98.1 in Potchefstroom. Barbara Pyn saam met jou en saam met my kuier twee pragtige dames vanoggend. Hardien Basson en Rita Downey. Baie welkom julle twee. Baie dankie. Hulle is op 'n journey en hulle pak iets aan wat hulle graag met vroue wil deel. En die man kan ook maar luister en jou vrou daarvan vertel. Want dit is 'n baie spesiale ding waarmee hulle besig is. En ons sien uit om te hoor waarmee hulle besig is en hoe hulle die woord van die Here uitdra. Elkeen van hulle is leef baie nou in die Here. Hulle het 'n baie besondere band met die Here. En ek leer altyd by hulle. So dis vir my 'n voorreg dat julle vanoggend hier is. En ons gaan lekker kuier en ons gaan lekker gesels. En julle het nou 'n kans om vir ons te vertel wat julle journey is. En wat jou bediening is, Hardien. En wat julle als bereik. Ons gaan nou luister na musiek en dan kom ons terug. Wat 'n voorreg vir ons om julle vanoggend hier by ons te hê. Julle dames vol nuwe planne en vol ywer. En ons sien uit na wat julle beplan. Hardien, jy het vir ons 'n spesiale stukkie saamgebring wat jy met ons wil deel. Jy kan dit met ons deel. Goeiemôre almal. Ek gaan vir julle lees uit Matteus 6 vers 33. Ons gaan dit in Engels doen. But first seek the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Incline your heart to me, and attune your ear to my voice, for I would speak to you, and I have an urgent message to give to you. Do not set out to establish your own designs. I have already set in motion my divine will and purpose, and I would not have you interfere. God says, I am jealous of my children. They are mine, and you shall not intrude in any way to hinder my plans from working out. Yes, you may do many things, but only that which I direct you to do can have my blessing. Resign all into my hands, your loved ones as well as your own self. Be obedient and still in a small voice. Your own imagination may speak more loudly. But wait upon me always. You will see the wisdom in this in due time. Fret not about carnal things, but concern yourself first and always with spiritual values. Truly, my promise is still. Seek first the kingdom of God, and all the other needful things will be added to you. So die Here sê, ons moet altyd eers sy koninkryk soek en wat ons dan nodig het, sal hy vir ons gee. So, hy sal dit byvoeg, Hy sal dit vir ons byvoeg. So, hy sê, hy het ook vir ons gesê dat hy 10 identity shaping truths that he gave us. He said, I have chosen you. I have taken you in. I have called you. I have talked to you, told you that you are my servant. I have never rejected you. I am with you. I am your God. I will strengthen you. I will help you. And I will uphold you. So when I see how completely God surrounds me, fear loses its grip. So, my naam is Hardien en ek het 'n kliniek in Fitness Zone Gym, Hardien's Aesthetic Kliniek. Sê eers vir ons, waar het jy gebore, waar kom jy vandaan? Ek is gebore in Ventersdorp, en ek bly op hierdie stadium, is ons in Klerksdorp. Ek het 'n salon in Fitness Zone Gym, in Ossenstraat in Wilkoppies. Sy naam is Hardien's Aesthetic Kliniek. En dit het ontstaan, die journey wat ons loop saam met Rita het ontstaan as gevolg van kliënte wat in my winkel, wat in die salon inkom en dan op daai stadium is dit maar, onthou dit gaan oor mooi maak, maar dit gaan oor mooi maak van die hart ook. En op daai stadium is dit kliënte wat jy kyk na die mense in geheel. Ja, ek kyk na die mense in geheel. So, hulle harte is mos wat ons altyd raak sien en op daai stadium het die Here maar net met my gepraat en gesê,
dis belangrik dat ons met mense werk, met vroue werk wat seer gekry het, kinders werk wat seer gekry het. Dis nie net te sê dat dit net vroue moet wees nie, dit kan kinders, dit is jong mense wat se harte, wat gebroken is, wat nodig het om na die Here toe te kom. En dit het ontstaan dat die plek se naam is The Journey, want ek voel elkeen van ons het 'n journey wat ons loop met die Here. En hy het my net geroep om dit oop te maak langs die salon. Wat dit is, daar is geen kostes verbonde daaraan nie. Jy kom en ons is letterlik net daar om jou te bedien. En om enige gebroke harte en mense wat seer het, net te help om weer gesond te word. So, Maar wat jy doen is, jy werk met die mens in geheel. Jy kyk na sy gremering, jy behandel sy vel. Jy hanteer die mens in geheel. So ek kyk na jou in geheel, ek help jou in geheel. So dit gaan nie net oor die mooi maak buite nie. Dit is my passie om mense, dit was nog altyd my passie om vrouens mooi te maak. Binne en obviously as jy van binne af mooi is jy van buite af ook mooi. So vir my is dit fantasties om in geheel en al na jou as 'n vrou te kyk en om jou te help binne en buite. Ek het hulp wat 'n fantastiese persoon wat help met binne en ek is daar om jou te help buite. So saam met dit vorm dit een groot unit wat ons julle kan help. So julle is meer as welkom om na Ardien Aesthetic toe te kom en the journey saam met ons te kan begin. Ja, en daai journey beteken groei. Groei in die Here en groei in jouself as 'n vrou en om jou waarde te besef as 'n vrou en om te weet hoe kosbaar jy is vir die Here en om te weet dat elke stap wat jy elke dag vat is 'n stapie nader aan wie die Here jou gemaak het om te wees, om die spreuke vrou te kan wees, in Spreuke 31, om daai spreuke vrou te kan wees, om te kan weet die Here het jou gemaak en jy's uniek. Elke ene van ons is uniek en ons dra elkeen 'n kroon. En om te besef dat jy net so uniek is soos die volgende persoon wat jy langs jou sien, dit is net absoluut amazing om net eendag wakker te word en te besef, wow, om jouself in 'n ander lig te sien as wat jy jou gister gesien het en dat die Here jou volmaak en dat jy nie meer bang is nie, dat jy vreesloos is. Die Here laat jou groei ook, nie? En om in die Here te kan groei en om te kan weet, elke stap wat jy vat jy in 'n stap in geloof vorentoe en om nooit weer terug te kyk nie, om jou journey saam met hom te begin en dit is hoekom ons plek se naam is The Journey Starts Here, want dit is waar hy begin, dis waar jou nuwe stap met die Here vorentoe begin. En enige een is welkom. Enige iemand is welkom, want elkeen van ons het 'n journey wat ons saam met die Here stap. Elkeen van ons het 'n pad wat ons moet loop. En jy is meer as welkom om by Ardien Aesthetic in te stap, dat ons daar met jou begin, en dan eindig ons by The Journey Starts Here, wat ons saam met die Here doen, elke liewe dag. Dit is nie net mooi van buite af nie, dit is mooi van binne ook af. Dit is so mooi gestel, dat 'n mens weet dat dit van binne af kom. Ja, mooi kom toch van binne af, want die Here maak ons elkeen en elke liewe ene van ons is spesiaal op ons eie manier. En dit is soms is die lewe so dat jy die pad verloor. So, julle is meer as welkom, ons wag vir julle. Dit is nou 'n pragtige getuienis. En dit is so 'n behoefte in hierdie stikkende wêreld om te weet daar's 'n plek wat ek rus kan vind. Nee. Absoluut, jy kom en jy kom vind jou rus daar is niemand wat jou gaan steur nie. En as jy regtig die dag voel jy het net nodig om alleen te wees en niemand met jou pla nie, jy kan soontoe kom, jy kan kom boek lees, jy kan jou koffietjie kom drink en jy kan net daar kom sit. En jy is by die gym. En ons is in die gym in Fitness Zone in Austinstraat. In Austinstraat. Dit is nou baie interessant, dit is 'n heel nuwe konsep, want gewoonlik gaan 'n mens net na 'n salon toe en jou gesig word gedoen en daar word na jou lyf gekyk, maar daar word nie na jou siel gekyk Glad nie. En die twee saam is net absoluut, ek dink 'n wenkombinasie, want die Here is so belangrik in ons lewens.
So as ons van binne af gesond is, gaan ons van buite af straal. Ja. So ek werk graag met jou binne en buite, want die Here is net absoluut amazing en as ons dit net kan besef en dit is waarvoor ons daar is om jou te laat besef dat jy baie spesiaal is in sy oë. Maar dit is pas so mooi aan by die stukkie wat jy gelees het, dat as jy van binne af mooi is, dan straal dit uit na buitekant toe, ja. En hy gee vir ons soveel, en hy sê dan, hy sal ons nooit alleen los nie, en ons moet letterlik net glo, en ons moet vertrou, en hy sal ons al die pad vat, hy vat ons letterlik op 'n journey. So hierdie gaan oor jou journey, ons los ons verlede agter ons, en ons begin van voor af. En ons stap die pad saam met die Here elke liewe dag. Ek weet dis nie altyd maklik nie, dis nie vir een van ons maklik nie, maar net om te gaan en jy te weet jy het 'n veilige plek waartoe jy kan gaan. Al voel jy die dag jy dis nie eers meer die moeite werd om te weet waar jy is nie, dit is nie so nie. Ja. Dit is glad nie so nie. Ons voel almal so, maar die Here vat ons elke dag op 'n journey. Hy sê ons moet in hom glo en ons moet in hom vertrou. Hy roep ons dan, hy sê dan kom, ek sal vir jou sorg. Kom na my toe, ek sal jou rus gee. En as jy, en dan is dit daai van in Openbaring van die wit klippies, wat die Here vir jou die wit klippie gee met jou naam op, met jou nuwe naam. Sodra jy, as jy jou hart vir die Here gee hy vir jou 'n nuwe naam. En dit is julle doelwit. Dit is ons doelwit. En julle werk elke dag met vrouens wat dit so nodig het, nie? Elke liewe dag is jy betrokke, daar waar ons werk sien ons elke liewe dag, vroue wat van buite af wil mooi wees, maar binne is ons harte stikkend, en sodra ons harte gesond is verander ons hele lewe. Alles in ons verander, en ons besef dat ons nie kan aangaan as die Here nie deel van ons is nie. Ek meen, ons vroue gaan deur baie goed, en ons het regtig ander vroue nodig om ons te ondersteun, en om te verstaan dat nie een van ons is beter as die ander nie, ons is almal die Here se kinders, en ons verdien almal geluk, en ons verdien almal om op 'n journey te gaan, saam met die Here, en saam met mekaar. En mekaar se hande vas te hou, en te besef dat ons belangrik is. En so bind jy 'n band met elke kliënt. Ja. Want jy weet sy innerlike en sy uiterlike is belangrik. Is belangrik. En vir my is dit verskriklik belangrik om 'n band met my kliënte te vorm, want jy is nie net iemand wat instap en ek maak jou net mooi van buite af. Jy word soos 'n vriendin en soos iemand wat jy kan met my deel net wat jy nodig het om met my te deel, en jy word my vriendin. Ja, en jy maak die buitekant en die binnekant mooi. Ja, dis die belangrikste. Al twee kante kan mooi wees, nie die een nie. Ja. En dit is tog belangrik om mooi te kan, as jy mooi voel van binne en buite. En dit verryk jou as mens ook, verryk jou as 'n mens. Ja, vir my dit is vir my amazing om dit te kan doen. En vir my is dit amazing om vroue mooi te kan maak. So baie dankie. Dit is wonderlik. Ons is nou so begeesterd om te hoor wat jou doelwit is en hoe passievol jy is vir dit wat jy doen. En ons weet die Here gaan jou ryklik seën. Baie dankie. Ons gaan nou luister na musiek en dan kom ons terug en dan kuier ons verder. Dit was nou vir so inspirerend om te hoor hoeveel passie haar dien het vir wat sy doen. Ons gaan nou by haar vernoot of haar goeie vriend of haar bondgenoot bietjie met Rita gesels. Rita, nou moet jy vir ons sê, waar kom jy vandaan? Goeiemôre, dis 'n baie groot voorreg dat ons kan gesels met julle. Ek is in Edenvale gebore, maar my hoërskoolloopbaan was ek in Potch gewees, en toe ek getroud is, toe ek Klerksdorp toe gekom. Ek is al 35 jaar hier in Klerksdorp. So, ek ken Klerksdorp baie goed. Rita, maar jy het 'n spannetjie kinders. Ja, ek het 7 kinders gehad, en my man het 'n klein salaris gehad, so ek moes van jongs af leer om net op God te vertrou, dat hy kan voorsien, en ek het regtig wonderwerke op wonderwerke beleef, hoe God vir my en die kinders voorsien het. Wonderlik. En dit is graag my getuie wat ek ook wil gee vandag,
is dit wat Hardien gesê het, as ons God se koninkryk eers soek, dan sal hy al hierdie dinge vir ons byvoeg. En ek het amazing testimonies wat God al in my lewe gedoen het. Ja, ek het die kinders gehad en ek het later betrokke geraak by die tronkbediening, Kairos, vir 7 jaar, en daar het ek gesien, ek het 'n las vir vroue, en dit was vir my baie lekker om die vroue te bedien, maar ek het nie geweet, hoe kan jy die vroue help nie. Hierdie vers in Jesaja 61, waar die Here sê, hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep, en vir die geboeidenes opening van die gevangenes, en om die treurendes te troos. Dit was my hart, ek het baie keer gehuil voor God en gesê, Here, hoe is dit moontlik dat ons as Christene deur soveel pyn kan gaan? Mense sit met depressie, selfmoordgedagtes, voel jy's nie werd nie, jy sit met verwerping, al hierdie dinge, en dit het my baie gepla. En in 2015 is my man gediagnoseer met prostaatkanker, en hy het begin met behandeling, en in 2017 het ons jaar baie sleg begin. My kleinseun is in Januarie, hy was nog nie 2 jaar oud nie, het hy verdrink in 'n swembad. Ag, dis En 'n hartseer. week daarna toe kry my man 'n hartaanval, Ai. en toe is hy deur Flora Kliniek toe, en hy het 'n dubbele hartomleining gekry. En toe sê my seun, nee ma, nou trek julle Meyerton toe, julle gaan nou by ons kom bly, hy het 'n woonstel daar gehad. So ja, toe het ons daar gebly, en In Meyerton. in Meyerton. Mm. En hier by 2020 het dit begin sleg gaan met my man, en toe het God met my begin praat. Dit was kosbaar hoe God my begin voorberei het, en hy het vir my gesê, my kind, ek gaan jou man vat. En ek wil net 2 verse lees wat vir my baie beteken het in die tyd. In Deuteronomium 31. It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not fail you or abandon you. Do not fear or be dismayed. Daar sê hy vir my, my kind, al gaan jy alleen wees, moenie vrees nie, ek sal by jou wees. Wat 'n bemoediging, nee. Yes, nee, dit was kosbaar. In Psalm 27 ook, yet I totally trust you to rescue me one more time. Dit was absoluut 'n vertroue op die Here. Ek het niks en niemand gehad om op terug te val nie. Ek kon net op die Here terugval. So that I can see once again how good you are. Here's what I learned through it all. Don't give up. Don't be impatient. Be entwined as one with the Lord. Be brave and courageous and never lose hope. En dis so belangrik daai, om nooit hoop te verloor. En to be in Mens moet daaraan vashou. Yes, absoluut, want en om nie op te gee nie. Te weet God het nog, my lewe kon gaan eindig het. My man is weg. Maar God het my so voorberei vir my sê, my kind, ek het 'n plan en 'n doel nog met jou lewe. Jou lewe hou nie op as jou man sterf nie. En so baie van ons, as ons geliefdes verloor, is asof jou lewe gaan stil staan. Dat jy nie meer verder weet wat om te doen nie. Maar ek wil vandag vir julle sê, dat God het nog steeds 'n plan en 'n doel met elkeen se lewe. Die grootste ding wat ek geleer het, wat vir my kosbaar geword het, is om een met God te wees, om saam met hom te stap en nie op my eie te stap nie. Nou ja, toe my man dood is in Mei 2020, het my sussie my kom haal, dit was in COVID tyd, het sy my kom haal toe sy George toe, en dit was God wat dit beplan het in my lewe. Ek was weg van al my kinders is almal hierbo, en ek was daar in die vreemde, en ek het 'n eensame pad begin stap. Jy het nie, in die aand as jy bed toe gaan, is jy alleen, jou man is nie daar nie, maar die Here het my baie dinge daar begin leer. Hy het vir my gewys dat ek nie met my vleeslike oë moet kyk, ek moet nie na my omstandighede kyk nie, ek moet deur sy oë kyk, dat ek moet sien. Dan kan 'n mens positief wees, dan kan mens die lewe reg sien. Maar as jy deur jou vleeslike oë kyk, kan jy depressief word, moedeloos word. En
ek het nie baie is nie baie geld agtergelaat nie, so ek moes die Here absoluut vertrou dat hy vir my sal voorsien. En Hy sal sorg, Hy nee. sal sorg. En ek kan getuienisse gee. Ek het eendag, het ek die jeugkamp gehelp kos maak, en ek ry van Harold's Baai af. Ek stop by die kerk, woon die diens by, ry huis toe, stop voor die garage om die deur oop te maak, daar's my kar dood. Hy wil niks doen. Daar's die battery klaar. Maar is dit nie kosbaar? Die Here laat my stop voor my huis. En ek vind nou uit wat is die pryse van die batterye, R1200. En ek het nie genoeg geld in my rekening nie. En ek bid, en die Here sê vir my kind, kyk in jou rekening. Toe ek my rekening oopmaak, toe is daar R2000 vir my inbetaal. Toe kon ek my battery betaal. So kan ek getuig van hoe die Here voorsien het. Maar ek het ook by 'n gemeente, AGS gemeente daar in George, aangesluit, en dit was regtig 'n lewende kerk, wat nie net gepreek het nie, maar hulle het dit geleef. En hulle wou die mense, moet ek stop? Nee. Kan ek aangaan? En hulle het die mens toegerus om vrugbaar te wees vir die Here. En toe het ek daar in 'n vrouebediening ingekom, waar ons vroue help. En hier het die toerusting gekom wat ek so op my hart gehad het. Hoe help mens die vroue? En die grootste tekort wat ons in die lewe vandag het, is koneksie. Ons is so besig met ons lewens, net om te survive, dat jy konnekteer nie meer met jou man behoorlik of jou vrou nie met jou kinders nie, en so kom dit ook dat ons nie met God 'n dieper konneksie het, met Jesus en met die Heilige Gees nie. En ons het gesien dat net 'n behoefte daar gesien. Yes, en die ding is, as jy nie 'n goeie pa-verhouding het nie, kan jy nie met God connect nie. My pa was 'n baie kwaai pa. Hy het ons gevoeder. In die ou dae was die mense maar kwaai, so ek was bang vir God. Ek het God deurbo gesien, ek het nie baie met hom gepraat nie, ek het met Jesus gepraat. Maar toe ek self deur 'n sessie gegaan het, kon ek my pa vergewe en vryspreek. En toe het ek 'n wonderlike verhouding, kon ek voel, maar ek is naby Abba Vader. En Abba Vader is naby my. So die bediening rus baie op verhoudings. Hoe was jou verhouding met jou ma, met jou boeties en sissies en met God? Baie keer kry mens seer in jou kinderjare, weens molestering of verwerping, jy is nie goed genoeg nie. En dit sit vas in die vroue. En daardie, ek is nie goed genoeg nie, is 'n groot faktor, nie. Jy verloor jou identiteit. Enige iets wat jy wil aanpak in die lewe, kom die ou vyand en hy sê, ag nee, jy gaan dit nie regkry. Dan los jy dit. En dan ontwikkel jy nie soos God wil hê jy moet ontwikkel nie. En so ons werk baie met die leuen. As jy die leuen glo, dit hoor jy self by God. Ons begelei die mense om self by God te hoor en self met God deur te kom. Want dis die belangrikste. As al die hindernisse en blokkades wegkom, kan jy God begin hoor. En ons het so baie mense gehad as ons klaar is met die sessie. Wow, ek het nie geweet God kan met my praat nie. Dit was nou so lekker om sy stem te hoor. Ja. En so, ons werk met die leuen. Wat se leuen het jy geglo, weens dit wat oor jou uitgespreek is? Dan verwerp ons die leuen en ons vra dat die persoon moet hoor wat is God se waarheid oor die lewe. En so ja, ons werk deur 4 deure, die vreesdeur, die haatdeur, die seksuele deur en die okkulte deur. Jy kan dit weer vir ons noem? Die vreesdeur, want daar werk baie vrese by mense, die haatdeur, ja. En dan die okkulte deur, en dan die seksuele deur. Nou, as ons hierdie deure kan toemaak, dan het die vyand nie meer reg op jou lewe nie. En dit is wat so wonderlik is, ons bedien nie net die mense nie, ons leer hulle om in autoriteit op te staan. So as die vyand 'n leuen in jou hart kom spreek, kan jy dadelik sê, nee, dis 'n leuen, ek neem nie hierdie leuen aan nie. Goed, wat is u waarheid wat u vir my nou hier wil sê? En as jy die waarheid hoor, kan jy opstaan in autoriteit teen die vyand. Want ons word so heen en weer geslinger deur die leuns van Satan. Ons glo sy leuns voor ons God se waarheid leer. En dan leef ons so val en opstaan lewe. Ons lewe eintlik 'n verloor lewe.
maar Jesus sê ons is meer as oorwinnaars, wat as ons in Jesus glo. En hy wil ons vroue oprig vandag, om in autoriteit te kan staan. En dit is deur 'n intieme verhouding met Jesus te kan hê. Tyd te maak met God. Ons kan nie net 'n Want dit is waar ons sy stem hoor, as ons tyd maak met dis waar ons dit leer. Jy kan nie net 'n skietgebedjie opsê, deur die dag hardloop, vanaand weer 'n skietgebedjie opsê en dink jy het 'n verhouding met God. Ons het 'n dieper verhouding met God nodig, want as die storms van die lewe jou tref en jy het nie daai dieper verhouding nie, dan vee die vyand jou plat. Jy het nie daai geloof om op te staan en met die Here verder deur te wandel nie. So dit is 'n baie kosbare bediening wat baie na in my hart lê, is om vroue te bemagtig om die Here se stem te kan begin hoor en in autoriteit en identiteit met hom te leef. En toe ek nou in George is, toe begin die Here vir my sê dat ek moet terugkom Klerksdorp toe. Ons gaan nou gesels oor jou terugkom Klerksdorp toe, waaroor ons baie opgewonde is. Goed. Ons gaan net eers luister na musiek en dan kom ons terug. Rita, jy het nou vir ons vertel van jou pad in George en hoe jy nou in Klerksdorp uitgekom het. Ek wil nou graag dit hoor. Ja, hierso in die jaar 2024 het God met my begin praat en sy wil my terugstuur Klerksdorp toe. Maar ek het nie 'n Want jy blyplek. sit toe nou in George. Ek sit nou in George en hier's nie blyplek en ek wil by my dogters bly hier in Klerksdorp. So ek het bly bid en hier einde September sê die Here vir my kind, ek het 'n verrassing vir jou. En hier in Oktober kom my dogter na my toe en sê dat haar man wil vir my 'n plekkie regmaak waar ek kan kom bly. En so die Here het dit voorsien dat ek 'n kamertjie en 'n toilet en 'n stort het, maar die dubbel garage was nog nie reg nie. Maar in Desember die 15de 2024 het hulle my kom haal, sak en pak, is ek Klerksdorp toe. En en ek sien hierdie garage en ek sê, Here, hoe gaan ons ooit hierdie garage regkry? Ek het nie geld nie en Gerrit het nou al sy geld gebruik om die kamertjie reg te kry. En hier einde Junie stap ek eendag in die garage in en die Here sê duidelik vir my kind, begin in geloof hierdie plekkie regmaak en ek sal vir jou byvoeg. En my skoonseun haal 'n groot venster uit die kombuis uit en ek sê vir hom, gee vir my hierdie venster dat ek hom in die garage kan insit. En ek gee al my geld wat ek het vir die arbeid om hierdie venster in te sit en ek besef skielik, vet, ek het nog aftrekkings vir die maand, nou het ek nie meer geld nie. Maar 3 dae daarna toe betaal iemand vir my R3000 in. Toe kon ek nou verder leef. En stap vir stap het God vir my geld begin voorsien. Binne 2 maande was my woonstel klaar. Het die Here vir my 20.000 voorsien. Ek kan hom net loof en prys en al die eer gee. Hy is so getrou. Ons kan God vertrou. Ons hoef nie altyd te spook en te spartel in eie krag wat om te doen nie, maar God het ook 'n weg, 'n beter weg. Soos wat Ardien gesê het, as ons met God die pad stap, maak hy wonderlike deure oop. My kar is toe ook intussen gesteel. Daai Maart maand toe ek vir 'n konferensie ook weer in George was, en dit was vir my baie groot slag, is al wat ek het. Maar ek het onmiddellik gesê, Satan, jy gaan nie by my steel nie. Die Here gaan vir my iets beters gee. En ek het die Here vasgehou, sê, Here, U gaan vir my 'n kar voorsien. En hier einde November kom iemand 'n dag na my toe en bring die sleutel vir my en gee vir my 'n Volkswagen Touran, 'n beter kar as wat ek gehad het. Wonderlik. So die Here het vir my kar voorsien en ek het geweet, nou is ek reg vir die bediening, ek het 'n kar en met Ardien het ons nou die plekkie reg sodat ons ook daar kan bedien. So God het alles in plek gekry vir my. Ek kan hom net al die eer gee en ek wil mense bemoedig vandag. Kry 'n persoonlike verhouding met Jesus. Moenie godsdiens doen. Godsdiens is dood. Kry 'n lewende verhouding met God en jy sal ervaar hoe God wonders in jou lewe doen. En as jy met God wandel, weet jy waarmee is jy met God besig? Weet jy of jy weet wat is God besig in jou lewe? Weet jy wat is jou doel in die lewe?
En julle twee gaan nou so langs mekaar sal ek maar steeds wees. Ja. En die een kan oorloop na die ander een toe, nee. Ja, Reg ons langs mekaar. werk saam. En hulle kan of vir my skakel of vir haar dien vir 'n afspraak. En dit is baie privaat, ek wil weer sê, dit wat daar gepraat word nie uitgepraat nie. Ons is twee wat bedien, ek hou nie daarvan om alleen te bedien nie, een wat saam kan bid en saam met my staan. So ek gee die Here al die lof en eer en ek sien uit na wat God gaan doen hier in Klerksdorp, want sy hart is vir die vroue. Ai, dis pragtig. Maar jy het ook 'n getuienis van hoe die Here jou al gedra deur baie moeilike tye Yes. en dit is so inspirerend, nee. Ja, nee, kyk, hoe sal ek sê, 'n mens stap 'n pad, 'n lang pad van vertroue. Daar is seker geen groter dood in jouself as finansiële nood nie. Ek dink elkeen kan van dit getuig, daai desperaatheid, die opstand wat in jou hart kom, jy wil nou 'n ding doen, maar jy kan nie, maar daar het God my geleer om te wag op hom en op hom te vertrou. Hy kom altyd op die regte tyd deur om te voorsien. My man het een keer van werk verander, hy het Senwes toe gegaan, so hy het net 'n helfte van die maand se salaris gekry, die ander 2 weke het ons nie salaris gekry nie. En my man kom eendag by die huis, hy sê, my vrou, jy sal nooit raai wat het gebeur nie. Hy het met sy fiets van Randallspark af daar na Ikageng se Senwes toe gery, so dit was ver. Hy sê, toe ek hier by Randallspark uitry, toe lê hier geld voor my in die pad. Toe tel hy presies die ander helfte van die geld wat ons kort gekom het, 'n R50 note, tel hy daar in die straat op. Die mense ry verby. Hulle sien nie, so ek glo die Here het 'n engel gestuur om daai geld daar neer te sit. En so kan ek soveel getuienisse gee van God se voorsiening. En ja, en dit is moontlik vir elkeen. Ons gaan self moeilike tye ingaan, ons kan deur die wêreld sien dat die God se tyd word kort en ons moet daai vertrouensverhouding met God bou en hê sodat ons hom kan vertrou as dit moeilik word. Ja, want ons weet nie wat lê voor vir ons. Ons weet nie wat lê voor vir ons, maar God is getrou. Hy sê hy sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie. Dit kan hoe sleg met jou gaan. Weet net dat God is by jou. Hy sal jou deurdra. Hy sal jou help. Hy's altyd daar. Ons moet net sy hand gryp. En hy los ons nooit Hy los alleen ons nie. nooit alleen nie. En hy is daar vir ons. Yes. Dit getuig jou lewe, maar jy skilder ook, nie? Ja, ek skilder ook en van my skilderye is ook daar in die vertrek wat ons bedien. So elkeen is welkom om daar te gaan en te kyk. Ek doen ook kommissies en profetiese werk. So ja, dit is maar 'n bypassie van my lewe. Ai, so jy is 'n baie talentvolle vrou. Ja. Maar jou passie lê om ander vrouens te help. Yes, absoluut. Nee, daar's geen groter bevrediging. As jy iemand bedien het en hy stap uit daar helder van gesig, glimlaggend, bedrukkend daarin gekom, maar as hy daar uitstap, dan is daar vrede en vreugde op hulle gesigte en dit is 'n groot, dis alles die moeite werd. Alles die moeite werd. En jou hele lewe getuig dat jy naby aan die Here leef en dat jy vir hom werk. Yes. Nee, ek dien nou al, ek weet nie hoeveel jaar die Here, van my 19de jaar af. En hy was so getrou deur al die jare, deur die moeilikhede, deur die goeie tye. En ja, ek moet sê, die Here dra my so na my man se dood, dat ek meer ontvang nou, as wat ons geldelik gehad het, toe hy nog geleef het. Want die Here het vir my gesê, toe ek daar in George eendag 'n hartseer is, en so toe kom die Here, en hy gee vir my hier in Jesaja 60, waar hy sê, ek is nou jou man. Ek sal sorg vir jou. Toe sê ek, jippie, wat 'n ryke vader kan ons nie hê nie. As hy my man is, dan het ek genoeg, en hoef ek sal ek nooit tekort hê nie. Nee, jy net geloof hê. Yes. Maar ons het 'n baie nou verbintenis met Karos, die tronkbediening. Ja. En hulle gaan nou weer een of ander tyd in Ardien. Ja. Ons gaan van die 6de tot die 9de Augustus gaan ons in die gevangenis in hierdie jaar. So ons het al reeds begin met die opleiding.
So, Kairos is baie naby in ons al drie se harte. Ons was al drie op Kairos gedien. Ek is nog steeds op Kairos, maar ek dink dit bly vir altyd in jou hart. Dit is nie iets wat jy ooit kan vergeet nie, want dit is net so amazing bediening, want dit gaan ook oor vroue. En ek dink dis hoekom vroue so naby in ons al drie se harte is omdat ons gesien het, dat ons actually maar net 'n haarbreedte van hulle af is, en dat dit is nie, dit wat daar gebeur het, kan met enige een van ons gebeur, en dat ons almal net op geleende tyd, enige ene van ons kan oorkom wat hulle oorgekom het. En ons gaan om te bedien, maar ons kom verryk terug. Verryk terug, ja. Jy leer so baie by hulle, deur daai 4 dae wat jy saam met hulle is in die gevangenis, dat jy actually beter terugkom as wat jy ingegaan het. Ja, maar vertel vir ons van die koekies wat nodig is. Ja, om in die gevangenis Kairos ingaan, dan het ons 'n sekere hoeveelheid koekies. Ons koekies is agape. Agape is die liefde van die Here. So, die liefde van die Here word elke dag aan hulle bewys deur vir hulle oorvloed in koekies te gee. So die koekies se betekenis is die liefde van die Here. So elke dag word daar op die tafels koekies gesit. En die koekies moet tuisgebakte koekies wees waar daar oor gebid word vir die gevangenisse. So die koekies wat ons moet invat is plus minus 7000 koekies. Dis baie. Dis baie. So ons vra gewoonlik vir mense om vir ons koekies te bak. So as jy die koekies bak, dan bid jy oor die koekies, sodat dit blessings is vir elke vrou wat daar binne in die gevangenis is. So die rede daarvoor vir die groot hoeveelhede koekies is, daar word in die oggend koekies op die tafel gesit. So elke keer as hulle uitgaan vir 'n breek om buitekant toe te gaan, as hulle inkom, is die bak weer oorvloedig vol koekies. So dit gaan oor die oorvloed van die Here se liefde en genade. So die koekies word nie net daar gegee nie, dit word ook vir die tronkbewaarders gegee, sodat hulle ook dit kan gaan gee vir hulle familie. En ook vir die koekies word in die aande vir die gevangenisse gegee, sodat hulle dit weer vir iemand anders kan gaan gee in die gevangenis wat hulle moet vergewe. En so dis 'n hele proses. Dis 'n hele proses. So ons vra, as daar 'n moontlikheid is dat daar koekies gebak kan word vir die gevangenis, en dat dit enige tyd afgelaai kan word by The Journey of by haar diens Estetic Kliniek voor die 7de Augustus, die 6de Augustus. Wonderlik. Dit was nou baie interessant om met julle twee te gesels. Ek is so begeesterd met dit wat julle doen, en die feit dat julle vrouens so verryk, en dat julle 'n verskil maak in mense se lewens. Baie dankie dat julle vanoggend kom kuier het. Dankie vir die mooi werk en die mooi gesindheid waarmee julle alles doen, en ons bid die Here se seën toe vir julle. Ons gaan nou luister na musiek, maar voor ons gaan wil ek vir elke luisteraar sê, 'n baie geseënde week, 'n week vol liefde en vreugde, 'n week vol van die Here se genade, en 'n mooi dag vir elkeen.